Romeine 11 vers 33 tot 36. Ek weet nie, is dit as gevolg van wat ons laas Sondag gesê het nie, maar ek hoor meer Bybels blaai vanmôre. Goed. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele. Ek wil net verstaan die woordjie oordeel wat hy daar gebruik, moet ons nie altyd verstaan die sin van die oordeelsdag nie. Daardie finale oordeel nie. Die woordjie oordeel beteken ook beslissing of besluite. So as ons dit lees, hoe ondeurgrondelik is sy oordeel, sy beslissings, sy waarnemings. Want die woordjie oordeel in die Grieks krino beteken to divide, om te onderskei. So dis 'n mooi woordjie, as mens dit reg verstaan, sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagtes van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moet word? Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Baie besondere gedeelte en ons sing ook daardie gedeelte van tyd tot tyd. Ek dink ons gaan die diens ook afsluit met daardie liedjie, verskriklik mooi liedjie en soveel waarde wat daar ook in is en soveel waarheid wat daarin is. Ons gesels met u dan ook in hierdie kwartaal verder oor die waarde van die woord en dan die vraag wat ons vra is, wat is die woord regtig vir ons werd? En die waarde van iets word bepaal of word duidelik in 'n mens se lewe aan die manier wat jy iets hanteer. Die gereeldheid van iets sê vir ons wat is die waarde daarvan. Dus ons die woord baie keer lees en baie lief is vir die woord en ondersoek, dan sê dit tog mense 'n waarde daarvoor, dis my iets werd. As 'n mens dit verwaarloos en jy maak nie tyd daarvoor nie, kan nie regtig iets sê dis 'n betroubare woord en dit is werd vir my om ten volle aangeneem te word. So dis die waarde wat jy en ek in teenwoordigheid van die Here moet gaan bepaal en moet eerlik wees voor die Here. Here, is ek nie skuldig aan die feit dat ek u woord eintlik afskeep nie. Dat ek nie regtig veel moeite met u woord doen nie. Dat ek nie genoeg tyd inruim vir u woord nie, want niemand van ons, kom ons wees eerlik, niemand van ons kan op die verskoning regtig waar voorhou. As ons eerlik is voor die Here, eerlik is met onsself dat ons nie tyd het nie. As iets vir jou iets werd is, dan maak jy tyd daarvoor. As 'n verhouding vir jou iets werd is, dan maak jy tyd vir daardie verhouding. As 'n afspraak vir jou iets werd is, dan maak jy tyd daarvoor. As die woord vir ons belangrik is, werd is, gaan ons ook tyd daarvoor maak. So die vraag wat ons onsself afvra in die tyd, ook belangrike ondersoekende vraag is, waarom is dit dan so belangrik om te lees, behalwe die feit dat dit vir ons 'n sekere waarde inhou nie? Watter nut en waarde het dit vir my? Waar lê ons fokus is die vraag. Want baie keer as ons die Bybel lees, dan het die fokus by onsself, ons benader die woord met 'n gesindheid, wat kan ek daaruit kry? Wat is daar vir my? Is daar 'n belofte vir my? Is daar iets vir my wat ek kan saamvat? En baie keer beag ons die woord en hanteer ons die woord op 'n manier, ek wil so 'n stukkie padkos hê net om uit hierdie dag te vat. En die woord gaan vir jou help daarmee, verseker, maar dis nie waarvoor die woord begin en einde voor bedoel is nie. Om net 'n stukkie padkos vir die dag te wees. Baie keer as ons die Bybel lees, dan sien ons ook nie die oordeele raak. En dan begin ons te skrik vir die woord en ons begin dit te vermy. Want as ek die Bybel lees en daar's oordeele goed dit in, om dit met jou gewete te hanteer, is nie maklik en is nie lekker nie. So wat gaan gebeur baie keer by mense? Hulle trek terug, want die woord is veroordelend. En die woord sal veroordelend wees as jy skuldig is. Maar as my gemoed skoon is, as my hart voor die Here rein is, as daar niks tussen my en die Here is nie en ek weet dit, dan het jy 'n ander benadering tot die Bybel. Dan lees mens dit met 'n ander gesindheid, met 'n ander verwagting. En dan gaan dit nie oor, Here, wat kan ek hier uitkry nie?
dan gaan dit daaroor, Here, wys my U self. Here, ek wil U sien. Ek wil iets leer van U, nie net om nog 'n bietjie kennis by te kry nie, maar dat ek dit in my lewe ook kan toepas en kan weet, en selfs my gebed kan toepas, want dis waar jy leer om te bid, is deur die woord. En een van die belangrikste dinge, ons gaan nou oor gesels ook, dit lê nog voor vir die kwartaal ook, ons moet praat oor dinge oor, hoe bid 'n mens die woord? Hoekom is dit so belangrik om die woord te bid? En die Bybel is vol gebede. En niemand van ons kan die verskoning ook hê, ek weet nie hoe om te bid nie. Jy kan bid. As jy kan praat, kan jy bid. En ek dink een van julle het 'n probleem met praat nie, want so luister na Here, dan gesels julle lekker. So, om te praat, maklik. Om te praat met die Here is maklik. Maar wil baie keer iets anders daarin. Ek dink ek moet 'n sekere stappie klim, ek moet 'n sekere plek bereik waar ek in 'n ander taal moet, ek praat nie van daai goeders wat die kerke doen, van daai tale goeders nie, wat nie Bybels is in elk geval nie, om in hoogdrawende taal met die Here te praat. Hy verstaan gewone Afrikaans. Ek het maar so 'n broertjie dood ook, soos die Afrikaanse spreekwoord sê, in dominees wat baie keer wanneer hulle die kansel bestyg, dan bestyg hulle ook 'n ander vlak van Afrikaans. Dinge sê, dan is dit hoogdrawende taal en dit is ag nee, dit is regtig nie altyd nodig nie. Daar is sekere dinge wat maar aanwensels van mense is. Ja, ek het ook my aanwensels, maar ek is maar versigtig vir daai tipe van dinge. Maar wat is eerste wanneer ons die Bybel lees? Dis belangrik. Wat wil ek sien? Wat wil ek ervaar? Wat wil ek beleef? Want dis die manier wat die Here met jou en my kommunikeer. Hy wil vir ons sy hart leer. Hy wil vir ons sy wil leer. Hy wil vir ons soveel dinge leer omtrent die lewe en omtrent onsself. Ons gesindheid moet dis reg wees. So waarom lees mense dit nie? Daaroor het ons ook gepraat. Vraag wat ons vra selfs kinders van die Here, want sommige mense sê, "Ag, die Bybel is vervelig. Ek verstaan dit nie." Of hulle sê dis nie meer van toepassing in ons tyd nie, die Bybel is uitgedien. Anders sê vir dis te hard en dis te moeilik. Mens sal nooit dit kan doen nie. Dan baie onregverdige God wat seker goeders doen, né? Wat jy sê om op 'n sekere manier lewe en hy weet jy kan dit nie maak nie. Is dit hoe dit werk? As die Here sê ek moet sekere goeders doen, dan sekere dinge wat hy van ons verwag, is dit bo-menslik? Nee. Dan sal die Here ons moet nou lelik bedrieg. Julle kan try, maar ek weet julle gaan nie. Jy kan try om gered te word, jy gaan nie. Maar om alles in te sit om te lewe vir die Here, by die instaatstelling van die Here, kan ons doen. Jy kan die woord nie op jou eie gehoorsaam of nakom nie. Jy het die gees van God in jou binneste nodig. Dis die instaatstelling wat saam met dit kom. Goed, maar hoe moet ons dit lees? Ons moet daaroor ook gesels ergens nog. En dan ook met watter gesindheid ons moet lees. Natuurlik die gesindheid wat ons die Bybel mee lees, is die van vrees en eerbied. Praat nie van om bang te wees en te sidder van bangheid as ek die Bybel oopmaak nie, maar 'n siddering in my hart tog van eerbied en ontzag, want ek praat met die Here in gebed en hy gaan nou met my praat en dan luister hy. Ons is so in die army geleer, is iemand wat 'n hoër rang as jy het, alles net een rang hoër as jy. En hy praat met jou, dan kom jy op aandag. En jy luister aandagtig vir daai bevel wat kom. Moet ons nie soveel te meer aan die Here wat die hoogste rang in die ganse heelal beklee, hê wanneer ons na hom luister, hy praat met ons, nie? Doen ons dit? Het ons daardie gesindheid in ons harte? Die Here wil homself aan ons openbaar. En dis die eerste gedagte wat ons vanmôre gesels, ons het nou baie inleidend daaroor gesels, maar eerste gedagte is, die Bybel moet ons lees, dit het waarde vir 'n mens, want dit openbaar die wese en die karakter van God. Dit openbaar die wese en die karakter van God. Nou die vraag wat ek vra, waar kry jy jou kennis van God? Dit wat jy weet van God, waar het jy dit gekry? Dis veronderstel om so te wees, Jan. Maar waar kry mense, waar gaan u enige kennis van God kry? In 'n droom?
In die natuur of wat? Die enigste plek en die enigste manier wat jy enige kennis van God gaan opdoen, is dit wat hy van homself openbaar het deur sy woord. Hy het homself aan mense openbaar en hulle het geskrywe onder leiding van die Heilige Gees. En die Here toegelaat het hulle met hulle persoonlikhede, met hulle agtergrond en met hulle menswees skrywe op maniere, verskillende maniere. Maar uiteindelik is daar 'n sentrale waarheid in die woord wat van Genesis tot Openbaring reg deurloop. En ons moet nooit die Bybel sien as 'n versameling van 'n paar storieetjies nie. Jona hier en walvis en daar die manna en daar die Pasga en daar Goliat en daar die dingetjie en seker samevlansing van 'n klomp verhaaltjies nie. Die Bybel is 'n geheel, dis 'n storielyn van begin tot einde van God openbaring. En hoe die Here homself progressief, en dan gebruik ek self groot woorde, homself progressief in 'n toenemende mate aan die mens openbaar. En daardie openbaring vorder van begin tot einde. In die Ou Testament was dit beperk geweest en dit word al hoe meer volledig. Tot waar ons vandag is, het ons 'n openbaring van die Here in sy woord wat genoeg is om vir jou en my besig te hou. Is dit alles? Alles wat ons moet weet. Maar is dit alles omtrent God? Ek dink Johannes het dit geskrywe, as ons alles moes geskryf het wat daar is om te skrywe, dan sou die wêreldse boeke dit nie kon bevat. Ek dink aan die einde van Johannes 20, laaste paar versies wat dit weet. So, dit wat ons het van die Here, dit wat ons geleer het van die Here, is genoeg in so 'n mate dat ons in 'n leeftyd van 50, 60, 80 jaar, as jy elke dag met die woord sou besig wees en elke dag iets nie sou geleer het, sou jy aan die einde van jou 80 of jou 90 jaar sê, ek weet eintlik nog niks nie. Want hoe kan 'n mens ooit God uitvind? Hoe kan 'n mens ooit op 'n punt kom en sê, nou weet ek alles van die Almagtige. Nou weet ek alles van sy alomteenwoordigheid. Nou weet ek alles van sy liefde. Nou weet ek alles van sy genade. Ons kan nie by daardie punt van verwaandheid kom en dink ons kan dit ooit verwerf. Want dan is ons op 'n gelyke vlak met God. As jy hom kan verduidelik, as jy hom kan verklaar vir mense en sê, weet jy, die Here het my gewys hoe hy is en ek wil vir jou verduidelik hoe hy is. Dan beteken dit jy verstaan hom ons nou 100%, dan is jy op sy vlak. Hoe? Versigtig met daai een. Ons kan nie. En daar's mense wat sulke beweringe maak partykeer en dis godslasterlik om te wil beweer of te dink ek weet nou genoeg van die Here dat ek niks verder hoef te leer nie. Ek kan jou alles vertel van God. Verwaand. En moet so versigtig wees, maar waar kry ons kennis van God? Daar's twee plekke wat mense dit kry. Jy kan dit in die natuur kry en in die skriftuur. Psalm 19 is baie mooi dit. As jy mooi kyk na Psalm 19 en lees hom, dan gaan jy sien in die eerste 8 of 9 versies praat hy van God se openbaring in die natuur. Praat van die son en hy praat van dinge wat jy in die natuur kan sien en hoe dit die Here openbaar en dan slaan hy oor sommer so skielik daar in die middel van die Psalm en sê die woord van die Here is so en dit doen dit en dit en hy noem so 8 of 9 dinge daar omtrent die woord van die Here. So ons het twee dinge daar, en dink die opskrif wat die vertalers ook ingesit is, openbaring deur natuur en skriftuur. Dis hoe die Here openbaar, maar kan ek God werklik leer ken in die natuur? Jy gaan iets van hom ontdek. Jy gaan iets van sy skepingsvermoë, jy gaan iets van sy grootheid gaan jy in die natuur ontdek. Maar gaan jy iets ontdek van God se hart in die natuur? Ek dink nie. Dit is daar, maar die mees betroubare van die twee en die mees omvattende van die twee maniere wat die Here homself aan ons geopenbaar het. Ek sê dis nie die twee maniere nie, maar twee van die vernaamste maniere. Maar die vernaamste een van die twee is die Bybel, skriftuur. Die 66 boeke van die Bybel leer vir ons genoeg van die Here om te weet wie hy is en wat my verhouding teenoor hom behoort te wees. Wat hy vir my verwag, wie hy is, wat sy hart vir my en jou is. Genoeg, meer as genoeg, om vir ons 'n leeftyd besig te hou. So,
God het homself openbaar. Die woordjie kan ons gebruik ook bekend gemaak. En sonder dit, wat hy in die Bybel gedoen het, sou ons nooit kon ontdek of hom leer ken nie. As ons nie die Bybel gehad het nie, was ons kennis van God uiters beperk geweest. Maar het ons sy woord gee, ons sou niks van sy karakter weet nie. Niemand het dit uitgedink nie. Niemand het God nog ooit ontdek nie. Ons praat baie keer verkeerd en ek verstaan dit. Maar die Here neem altyd die inisiatief. Dis hy wat homself openbaar. Dis hy wat die oortuiging bring. Dis hy wat die soeke in die hart werk. Dis hy wat trek met sy liefde. Daar's niemand, die Bybel sê dit pertinent. Daar's niemand wat God soek nie. Daar's niemand wat God soek. Ons praat baie keer, ek het die Here gesoek. Maar vir die dag wanneer jy hom soek, het al reeds in jou begin werk. En ek reageer eintlik op sy trek. Maar niemand het God uitgevind nie. Niemand het God uitgedink nie. Niemand het God ontdek, dat hy daaroor kon skrywe, as dit nie was, dat die Here homself openbaar het, homself bekend gemaak het. En dit is wat sal gebeur, kan ek met alle eerlikheid sê vanmôre. As jy die Here gaan soek met jou hele hart, met die regte gesindheid. En en daardie woord soek beteken nie ek wil hom uitvind nie, ek wil hom ontdek nie, ek wil van hom leer ken. Want die woordjie soek binne konteks het verskillende betekenisse, so wees versigtig rondom dit. Maar as ek die Here se wil soek, waar gaan ek dit kry? Die Bybel. As ek die Here se aangesig soek, weer eens die woordjie soek beteken nie ontdek nie, maar weer leer ken. As ek die aangesig van die Here soek, waar gaan ek dit kry? Hoe gaan ek dit kry? Die woord. As ek die wese en die karakter van God wil leer ken, en ek soek meer van dit, ek het 'n honger na dit, ek wil die Here leer ken met my hele hart, waar gaan ek dit kry? In die woord. Dis elke keer terug na die woord. Die Bybel bevat die feite van die mees betroubare getuies met betrekking tot ons kennis van God. En die mees betroubare getuies is nie Moses en Abraham en wie ook al nie. Die drie mees betroubare getuies omtrent wie God is God self, God die Seun, God die Heilige Gees. Hulle weet presies wie hy is. En hy wil dit aan jou en my openbaar. En dit is presies wat hy gedoen het. In Johannes, ons lees op 'n plek wat hy sê, die Heilige Gees spreek. Op 'n ander plek hoor ons, lees ons dat sê, Jesus het gespreek. Op 'n ander plek lees ons, God het gesê. So daar's die hele tyd, God het gepraat, God het openbaar, God het geleer. In Johannes 5 vers 39 lees ons, dat Jesus vir die mense sê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. Dit is die Bybel. Dis die skrifte wat heenwys na Jesus toe. Dis 'n openbaring van die hart van God. Dis 'n openbaring van wie Jesus is. In die skrifte. Ondersoek die skrifte. Gaan dink oor dit, gaan bepeins dit. Lees dit bidtend. In Johannes 14 vers 7 tot 10 kry ons daardie bekende gesprek tussen Jesus en sy disippels, onder andere Filippus, waar Jesus op 'n stadium hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dan gaan hy voort in vers 7 en hy sê, as julle my geken het, sou julle die Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, nou maar wys vir ons die Vader. Waar is hy? Wys vir ons die Vader, is vir ons genoeg. Wat antwoord Jesus wel? Filippus, ek so lank al by julle en jy het my nie geken nie. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Want ek het gekom om God, die Vader, aan julle te kom openbaar in 'n menslike gedaante. Ek het julle kom wys wie is Vader. Nou vra jy vir my, doen ons hom. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Is daar die verborgenheid van die drie eenheid? Mense vra baie keer vir jou, maar verduidelik vir my die drie eenheid. Want hy kan nie dit glo nie. Hoe kan drie persone een persoon wees? Hoe kan drie een wees?
My antwoord wat ek gewoonlik maar vir mense sê, hoor, ek is nie God nie, ek kan nie vir jou verduidelik nie. Ek kan God nie verduidelik nie. Maar ek glo wat hy sê vir homself. Hy het gesê, God, Vader, vir die Vader, vir die Seun, vir die Heilige Gees, al drie is God, waaragtig. 3 persone, maar steeds een. Onderskeibaar, maar nie skeibaar. Kan ek dit vir jou verduidelik verder? Sorry. As ek dit verstaan het ten volle, dan moet ek my verhef bo God. Dan moet ek in staat wees om God te kan verduidelik en ek kan. Want dit is my genoeg dat hy homself aan ons as mens openbaar het as 'n Vader, dat hy aan jou en my openbaar het as God die Seun, wat in ons plek gesterf het, en dat hy aan jou en my verder verskyn het en in ons kom woon, God die Heilige Gees. Dis my genoeg. Ek beleef al drie daardie dinge. Ek beleef die Vader, ek beleef sy verlossing deur sy Seun, ek beleef sy teenwoordigheid deur sy Gees. Dis my genoeg. Efesiërs 1:7 sê Paulus vir die gemeente, hy skryf die volgende, hy sê, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Dis 'n gebed wat ons voortdurend vir mekaar kan bid in die gemeente ook. Wat ons myself kan bid ook en sê, Here, gee vir my die wysheid en die openbaring, die kennis van U. Nie om hoogmoedig daarmee te raak nie, maar Here, dat dit vir my so verootmoedigend sal werk, dat dit my tot 'n dieper toewyding, 'n dieper aanbidding teenoor U sal bring. Want die Here homself aan jou en my openbaar, en ons gaan onveranderd daarvan af weg, was dit nie openbaring nie. Of jou hart is verskriklik verdorwe. Dood. Verhard. Maar niemand kan met die teenwoordigheid van God weggaan, waar daar 'n openbaring van wie God is, en jy bly onveranderd nie. Dit rym nie. God het dit aan ons deur sy Gees openbaar, dit wat ons van God weet, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Waar gaan ek en jy, vra weer, die kennis kry van God, buite die woord, sonder die werking van die Heilige Gees in ons harte? Waar? En dis waar ons moet waak, want is 'n ding wat ingesluip het in kerke, en baie kinders van die Here se lewens, want ons word van alle kante af word ons weerstand met hierdie goedes gebombardeer. Wanneer mense vir jou sê, die Here het vir my gewys. Wees versigtig. Die Here het vir my iets van homself geleer, en nou moet jy dit vat, as die waarheid. As iemand dit met 'n toe-Bybel vir jou kom doen, dan moet jy versigtig wees. Maar as hy vir jou sê, weet jy, die Here het vir my iets in sy woord van homself openbaar, ek wil graag met jou deel, dan is my ore en my oë wyd. Dan is ek reg. Maar die ding wat mense baie keer praat van, die Here het my in 'n droom gewys, die Here het vir my dit gewys, en ek is so versigtig. En baie keer dan rym dit nie eers met dit wat in die Bybel is nie. En as jy vir mense daaroor aanvat, en wil sê, hoor jy sê, maar waar kry jy dit in die Bybel? Sê nie, dis 'n nuwe openbaring. Alles is nie in die Bybel nie. Die Here het gesê, hy sal vir ons in die laaste tyd sal hy vir ons nuwe dinge leer. Ek het tyd moet jy so iemand sê, hoor, maar gee my al jou Bybel. Lyk my jy het dit nie meer nodig nie. En die Here gaan vir jou verder self vat. En dat mense baie keer kom en ek het nie die Bybel nodig nie. Solank ek die Gees van God in my hart, hy sal my alles leer. Die Heilige Gees sal vir jou nooit iets leer omtrent homself, omtrent God die Vader, omtrent die verlossingswerk van Jesus Christus, wat nie reeds in die Bybel geopenbaar is nie. Niks buiten die Bybel nie. Niks wat nie strook met dit wat hier is. Niks. Paulus het gesê, as iemand sou kom met 'n openbaring en sê, ek het 'n openbaring gekom, hy sê, als sou 'n engel kom en 'n ander evangelie verkondig as wat ek aan julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. En die woordjie vervloeking daar, anathema, in die Griek beteken 'n uiterste vieslike vervloeking. Basta.
Dit is jou en my bron van kennis. Lukas 10 vers 22 sê, alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader. En wie die Vader is nie, behalwe die Seun. En hy aan wie die Seun dit wil openbaar. En hoe wil hy dit aan ons openbaar? Deur sy woord. Die Here sê ek weer, gaan nie maklik, nie sommer nie. Ek wil amper so ver om te sê, glad nie. Maar omdat ek weet die Here kan baie keer op snaakse maniere werk, maar om iets van homself aan jou te openbaar wat nie in die Bybel is nie, sal God nooit doen. Hy kan nie. So dit moet altyd in lyn wees, dit wat reeds bekend is. Goeie ouers. Maar kom ons kyk na enkele prominente gevalle in die Bybel aan wie God homself bekend gemaak het. Ons praat van sy name, ons praat van sy karakter, ons praat van sy wil. En daar is soveel dinge wat ons hieroor kan sê. Dit is nie daarby kom. Daar's 'n paar gevalle, ons kan die hele jaar daaroor praat. As ons na elke individuele geval moet gaan kyk in detail, van gevalle waar die Here hom aan mense bekend gemaak het, waar mense ontmoetings met God gehad het, en wat hulle iets van God geleer het, en ons het vandag met daardie kennis, wat die Here aan hulle gegee het, daardie openbaring wat hy aan hulle gegee het, is opgeteken vir ons in die Bybel, en ons kan daaruit gaan leer, en dit word deel van jou en my kennis van God. Daar's baie seker gevalle in die Bybel, maar ek moes nou gaan sit, en ek moes 'n paar gevalle moes ek nou gaan uitsoek het, en dit met julle hanteer, want ons moet aanbeweeg, daar's nog baie dinge wat ons moet praat. Ek gaan so 4 vanmôre met julle deel. Van mense wat ontmoetings met die Here gehad het, en wat ons iets van hulle kon geleer het. Die eerste ene, ons kan seker nou by Adam begin het, maar ons gaan nie Adam, ons gaan vir Adam iets los. Ons kan met Noag ook gepraat, en ons gaan vir Noag ook skiep. Ons begin by Abraham. Alright, dit is al so 2000 jaar na die sonvloed. Maar in elk geval, in Genesis 12 vers 7, dis is die volgende. Daarop verskyn die Here. Verskyn die Here. Die woordjie verskyn het homself sigbaar gemaak, homself bekend gemaak. Nou is dit interessant, hy gebruik die woordjie daar, daarop verskyn die Here, en die woordjie daar is Jahwe. Daarop verskyn die Here aan Abraham, en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het, in 'n sigbare gedaante. En wanneer ons lees in die Ou Testament die woordjie Here, of engel van die Here, met hoofletters geskryf in ons Afrikaanse Bybel, werk dit so gelukkig. Ek weet nie of die ander Bybels ook so werk. Meeste van hulle werk so. Maar wanneer jy daardie uitdrukking die Here lees, en dit word sigbaar, in 'n menslike gedaante. En ons lees baie keer van die engel van die Here, wat aan iemand verskyn het, dan is die engel van die Here hoofletter, en die woordjie Here is al 4 hoofletters. Dan is daardie verskyning Jesus in die Ou Testament. Die Seun van God. En ek het nou al, as ons met die Bybelskool op 'n stadium toe daaroor gepraat, en toe het ek nou groot woorde gebruik, en ek gaan nou vanmôre weer die groot woord gebruik. Maar dis in teologiese terme, ek gaan dit verduidelik, so moenie bekommerd wees nie. Maar wanneer ons in die Ou Testament lees van Jesus, Here, of engel van die Here, dan praat ons van, in teologiese terme, van pre-geïnkarneerde teofaniese openbaringe. Dit klink verskriklik. Pre-geïnkarneerd beteken net, voordat hy mens geword het. Hoe hy homself as God openbaar het. Teofanies beteken goddelik. Openbaring hoe hom bekend gemaak het. Pre-geïnkarneerde teofaniese openbarings. Dit is met ander woorde hoe Jesus homself in die Ou Testament vertoon het, hoe hy verskyn het, voordat hy volwaardig mens in die Nuwe Testament geword het. Weet julle dit? Nie almal nie. Wat ek wil hê, want mense verstaan dit nie as altyd nie. Ek het al met dit te doen geskryf, dat mense dink baie keer, dat Jesus het hier in Matteus 1, en in Lukas 1 en 2, daar het Jesus op die toneel verskyn. Daar is hy nou gebore, en daar het hy begin. Hy was altyd daar, hy is die ewige seun van God. Hy het in 'n ander hoedanigheid, ons kan amper sê, in 'n ander vorm het hy bestaan, want hy is ewig, hy sê ek is.
Het hy vir altyd bestaan en daar het homself verneder en mens geword. Om met jou en my in ons sonde en ons veroordeling te kom vereenselwig, sodat hy ons kon red. Maar hy was altyd daar. Hierdie was openbaring van God se genade, dat hy sy seun gegee het om mens te word, om in ons plek te sterf. So, net so terloops, as ons dit lees, toe antwoord Abraham, op 'n later stadium, in Genesis 14 vers 22, toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here God, die Allerhoogste, die skepper van die hemel en aarde. Waar het hy hierdie kennis gekry? Abraham was 'n sterrekyker geweest. Hy het studie gemaak van die sterre en van die hemelruim en so aan. Hy het nie sterre voorspel nie, hoor. Nie daai ene nie. Dis sterrewiggelaar. Maar hy het sterrekunde het hulle bestudeer of gedoen. Al hierdie goed is hy was verwonderd in dit gewees. Maar waar het hy sy kennis van God gekry? Die Here het aan hom verskyn en hy het die Here leer ken. En hy kon antwoord en hy sê, ek hef my hand op tot die Here, nou praat hy van Jahwe, die Allerhoogste, hy noem hom Elyon, die skepper van die hemel en die aarde. En daai woordjie skepper beteken nie net geskep uit niks, dit beteken die Engels vertaal dit op 'n mooi manier, protector of the universe. Hy het geskep en hou in stand. Waar kry Adam daardie kennis? God het dit aan hom openbaar. Hy sou niks van God geweet het, as God dit nie vir hom gewys het nie. Jy en ek sal niks van die Here leer, as jy nie voor hom gaan stil raak, en hy wys vir jou. En hy wys vir ons deur sy woord. Hoe groter ons omgang met die woord, hoe groter ons kennis en ons belewenis van die God van die woord. Maak dit sin? Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige. Kyk wat doen die Here. Hy maak hom verder bekend, hy sê vir hom, ek is El Shaddai. Ek is God die Almagtige. Sou enigiets maar moontlik wees, sê op 'n later stadium, maar hy sê, wandel voor hom aangesig, dan sê jy opreg. Hy sê vir my, ek is die Almagtige. Sal vir my enigstens onmoontlik wees om vir jou op 99 jaar 'n kind te gee? Abraham het God leer ken, want die Here het aan hom verskyn. Ons kan ons partykeer misgis, ons kan partykeer ontmoetings met die Here mis, wat hy iets aan ons wou gedeel het, iets met ons wou op 'n dieper manier gedeel het. Maar omdat ons nie altyd ons afsprake met die Here nakom, mis ons partykeer openbaring. Want die Here openbaar homself in 'n hart wat rustig en stil voor hom is. Nie so nie verbygaan nie. Ja, partykeer sien 'n mens iets, maar die Here gaan sy hart en sy wese aan jou openbaar in 'n oomblik van verbytheid en van stilte en aanbidding voor die Here. En as ons daardie afsprake, daardie tye mis en verwaarloos, gaan ons arm raak in ons belewenis en ons kennis van die Here. En as mens arm is in jou kennis en belewenis van die Here, dan word jou diens vir die Here ook. Kom dit op 'n ander vlak. Verval dit. Die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo. Dis nou duisende jare later, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Abraham, 'n mens soos ek en jy. Kom ons kyk hierdie feit in die oë vanmôre. Abraham was niks spesiaal en niemand spesiaal nie. Daar was niks besonders in Abraham. Die Here het gekies om hom aan hom te openbaar. Abraham het nie gekwalifiseer vir dit nie. Maar hy was ontvanklik. Hy was gewillig om te luister.
ag te gee, om te buig voor die Here. En het is so 'n verhouding met God gehad. Kan jy vir jouself dit indink? Dat die Bybel, die woord van God, na Abraham verwys as 'n vriend van God. Ek en jy kan ook daar wees. Dit is aan Amos wat hy sê, sluit tog vriendskap met hom, dat goeie dinge oor jou pad kan kom. Die Here nooi ons tot vriendskap. Ek en jy het eintlik 'n groter voorreg as om 'n vriend van God te wees. Weet jy wat is dit? Jy het mooi gedink daaroor. Daar is 'n groter voorreg vir jou en vir my. 'n Dieper voorreg as om 'n vriend van God te wees. Wat is dit? Kind van God. En ons ag dit ook nie eers genoeg nie. Nou is ons kinders van God, ons lees dit daar in 1 Johannes 3 vers 2, sê, nou is ons kinders van God, dit is nog nie openbaar wat ons sal wees, maar ons weet dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees. Nou is ons kinders van God. Hoe dit gaan wees hierna, weet ons nie. Maar ons gaan aan hom gelyk wees. Kind van God is 'n geweldige voorreg om te kan hê. En nie almal is kinders van die Here nie. Ek is nie so naïef om dit te glo dat almal wat vanmôre hier sit of hierna luister, is 'n kind van God. Jy is 'n kind van God deur aanneming van Christus. Deur aanneming van Jesus as jou saligmaker en verlosser. Want Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie die wil van die mens of die wil van 'n man nie, of die bloed van die man nie, maar uit God gebore. Maar 'n woorde, natuurlike geboorte gee nie vir jou kunskap van God nie. Gee vir jou kunskap van jou pa en ma. Maar gee nie vir jou kunskap van God nie. Wedergeboorte, van bo gebore, waar my gees herstel word, waar my gees lewend gemaak word, die dag wanneer ek my tot die Here bekeer en hom aanvaar as my verlosser en saligmaker, dan word ek kind van God. Dis die toets. En dis in julle sulkes wat die Here hom wou openbaar as 'n Vader en nog soveel meer. Maar die Here kan hom nie aan jou openbaar as 'n Vader of in watter vorm ook al, voordat hy nog nie geleentheid gehad het om homself in jou hart as 'n verlosser te openbaar nie. En wie sê, die Here kan hom nie aan jou en my in sy eienskappe en sy grootheid openbaar as hy nog nie jou hart verander het, as hy homself nog nie aan jou as jou verlosser openbaar het en jy dit aanvaar. Kan nie. Die natuurlike mens, nou moet ek teruggaan, ek sê die teksverse kom net by my op. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. En ek kan dit nie verstaan nie, want dit moet geestelik beoordeel word. Die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, gaan hy verder. Die natuurlike mens, die dinge van die gees van God nie vat nie. Maar as jy geestelik herstel is, geestelik lewendig gemaak is, en die lig het so opgegaan, dan begin ek te sien. Dan begin ek te verstaan, dan kom my insig, dan kom die verligting. So, dis die vraag. Nou is dit by Moses. Net ons gaan by Moses eindig. Ons reg. Ons praat oor Moses. Eksodus 3 vers 14. Wat het met Moses gebeur? Kyk, onthou julle nog die verhaal van Moses, waar het alles begin? Ons praat nie van daar in die Nyl nie. Toe hulle hom daar gekry het in die mandjie, kom ons skiep daai gedeelte. En waar die Here op 'n stadium, terwyl Moses daar iewers in Egipte is, verskyn die Here aan hom. Na die brandende bos, né?
wat gebeur daar? Nou lees ons in 3 vers 14 en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Want hy vra vir die Here, wie moet ek sê, wie het my nou gestuur, dat ek na Farao toe gaan? Onthou, Farao was in daai tyd, hy was God gewees vir Egiptenare. Dis hulle hoofgod gewees. Het hom geag en gedien as God. Nou moet ek vir hierdie bekende God van die mense, moet ek gaan sê, het iemand my gestuur wat hoor as jy is? Want as ek toe gaan en sê, iemand het my gestuur, dan gaan hy vra wie? En as ek nie gesag en autoriteit saam met my vat, jy gaan hy sê, wat jy gaan? Toe nou vra Moses vir die Here, Here, wie moet ek sê, wie het my gestuur? Want ek moet met gesag gaan, ek moet hierdie ou oortuig. En Jesus sê vir hom, ek is, het jou gestuur. Sê vir hom net dit. Ek is, het my na julle gestuur. En daardie woordjie, daardie uitdrukking, ek is wat ek is, beteken ek is die ewige, die onveranderlike, die absolute, die een wat nog altyd is. Sonder begin, sonder eind. Die mense vra baie keer hierdie simpel vraag. Nou, waar kom God vandaan? Want jy sien, ons met ons menslike denke, alles het mos 'n begin. Nee. So God moet ook 'n begin hê. Dis wat hom onderskei, hy is God. Hy het nie 'n begin nie. Hy is verhewe bo die skepping. Hy is buite tyd wat hy bestaan. Ewigheid. Hy is nie materieel nie. Materie kan vergaan en versluit. God het nie liggaamlikheid nie. God is gees. Ewig. Hy sê ek is, het my na julle gestuur. En ek glo met my hart dat toe Moses daardie woorde vir Farao sê, ek is, het my na julle gestuur, het Farao gesidder. Want hier wat ene het met 'n openbaring na hom toe gekom, van wie God is. En hy gebruik 'n woord wat Farao dalk laat skrik. Maar ons lees van hierdie selfde Moses ook, in Eksodus 33 vers 11, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Dit beteken nie op 'n lighartige manier nie. En dis baie keer wat ons een wil inlees, dat ons met die Here lighartig kan wees. Wanneer die Here met Moses vriend tot vriend gespreek het, was daar hoegenaamd nie lighartigheid betrokke gewees nie, maar 'n eerbiedigheid en 'n respek vir mekaar. 'n Waardigheid in hierdie gesprek. Soos twee goeie vriende in die regte konteks met mekaar sal deel. Wederwysige respek en agting. En hy sê vir my baie van God, meer as van Moses. Dat die Here in sy grootheid soveel respek vir sy kind gehad het, soveel agting vir sy kind gehad het, dat hy vir hom met respek behandel. En Moses het gepas daarop gereageer. Hulle praat met mekaar, as 'n man met sy vriend spreek. Openlik, vrymoediglik, maar nie lighartig. Net so ek en jy vandag ook met die Here kan verkeer. Hy het respek vir jou as sy kind. Hy het 'n liefde en 'n waardering vir jou as sy kind. Hy het 'n agting vir jou en my as sy kind. Hoekom? Want hy ag nie so seer jou en my as mens nie. Hy ag die Christus in jou en my. Hy ag die lewe van sy seun in jou en my. Dis wat respek en waardering bring. Want in ons mensheid het ons baie foute en tekortkominge, maar daar's 'n werk in ons gedoen wat God ag. Ek gaan afsluit. Op 'n stadium, ten spyte van die feit dat die Here aan Moses verskyn en vir hom sê ek is wie ek is, en ten spyte van die feit dat hulle met mekaar verkeer het soos op 'n vriendskaplike basis, gemaklik met mekaar, eerbiedige vrees daar was,
kom Moses wel op 'n punt, nog steeds, daar in Eksodus 34, Moses wil die Here sien. Hy wil God sien. En toe en sê, Here, ek wil die graag sien, die Here sê vir hom, niemand kan my sien en bly lewe nie. Waarvan praat God as hy sê, niemand kan lewe as hy my sien nie? God Gees praat hier. En hy praat van daardie, want die Bybel sê, God woon 'n ontoeganklike lig. En geen mens kan in daardie heilige teenwoordigheid inkom en bly leef. Is dit nog so? Nee. Jesus het dit moontlik gemaak dat ek en jy in sy teenwoordigheid kan ingaan. Ons gaan nie God sien soos ons hiervan lees nie. Dit sal ons eendag. Danksy Jesus sal ons dit eendag kan doen. Maar niemand kan God sien en bly leef in sy heerlikheid nie, want sy heerlikheid is te veel vir die sondige mens. En die vervalle mens wat ons is in ons liggaamlikheid nie, want waarmee sien ons? Ons sien met ons oë. Kan ek God in my oë sien wat verganklik is, wat verdorwe is? Kan nie. Moet maak so 'n bietjie sin. Maar in elk geval, nou kom hy by die Here, hy sê, Here, ek wil U sien. En die Here sê vir hom, jy kan my nie sien en bly lewe nie, maar ek sal by jou verbygaan. En in my verbygaan sal jy my heerlikheid sien, dit sal vir jou genoeg wees. God se heerlikheid, sy Shekinah glorie, sy lig sal net verbygaan. Dan lees ons dit, daardie gedeelte. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep. En weet as ek hierdie woorde lees, dan moet ek myself in daardie situasie indink. Wat was Moses se belewenis op daardie oomblik? Toe hy dit van die Here vra en die Here gaan nie by hom verby nie en hy sien heerlikheid by hom. Het Moses geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die Vader besoek aan die kinders en die kindskinders, aan die derde en die vierde geslag. Moses antwoord op hierdie Godsopenbaar. Here, Here, barmhartig en genadig. Weet jy, in daai twee verse lê die evangelie. Dis God se genade en God se barmhartigheid wat vir jou en my red. Want genade gee vir my en jou wat ons nie verdien nie. Die lewe, vergifnis, kwytskelding. Gee vir ons die geskenk van lewe wat ons nie kan verdien nie. Barmhartigheid weerhou dit wat jou en my toekom. Wat is dit? Straf, oordeel, wat ek en jy verdien, hou God terug en hy plaas dit op sy seun. En Moses sien dit. Barmhartig en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Mense kan ingegaan het om nog te praat oor die lankmoedigheid en die goedertierenheid en die trou, maar hy praat hier van iets ook en ek moet daarmee afsit want dit gaan mense dalk in onsekerheid laat. As hy Jesus sê, wat die ongeregtigheid vergewe, maar nie ongestraf laat bly nie. Hoe kom 'n mens by dit uit? Hoe moet mens dit verstaan? Probleem, God het aan die ene kant het hy vir jou en vir my so lief dat hy ons nie wil straf nie. Dat hy vir ons graag die ewige lewe wil gee, maar God moet ook regverdig wees en hy moet straf. Want hy het gesê ek moet straf. Ek moet my regshandeling moet ek uitvoer om jou te straf want jy het oortree. Maar hy wil dit ook nie doen. Hoe doen hy dit? Dis waar Jesus in die prentjie kom. Die van julle wat die E3 al gedoen het en wat nou mee besig is, gaan dit nou leer ook nou.
Dis presies wat gebeur het aan die kruis. Dit wat vir ons lyk na 'n probleem, God se geregtigheid, God se liefde en geregtigheid bots met mekaar. Hy wil iets doen, maar hy wil ook nie. Hy moet, maar hy kan nie. In Christus word dit een. Wat doen hy? Om sy geregtigheid te laat geskied. Om regverdig aan homself te wees, om heilig te bly as God, moet hy sonde straf. Maar wie straf hy? Sy seun. Het hy het verdien? Nee. Maar daar vat hy God se oordeel, God se straf oor sonde. God se uitspraak oor sonde vat hy op homself. Wat ben nou oor? Nou is die gawe losgemaak om te kan gee. Wat doen hy? Hierdie selfde Jesus wat jou en my paaslam geword het, ons offerlam geword, op wie die sonde geplaas het, word nou jou en my verlossing. Hy word nou in my jou lewe as jy hom aanvaar. Hy het in my plek gesterf. Die lam van God, ter versoening van ook my sonde. Dit is wat ons by die nagmaal ook herdenk. Dat God se genade en God se geregtigheid word geopenbaar deur hierdie teken. Ons kan God leer ken deur die nagmaal. Want dit is die teken van versoening, dit is die teken van vergifnis, dit is die teken van dis gedoen. God se oordeel is afgewendel, dis verby, hy kan nie meer oordeel. Hy staan gereed om aan jou en my die gawe, die geskenk van die ewige lewe te gee. Vergifnis, geen veroordeling nie. Vrede in my hart, versoen met God, verhouding met God, kind van God. Dit jou belewenis. Waar kry ons dit? Paulus sê, hier is 'n betroubare woord. En werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus in hierdie wêreld verskyn het. Om vir my sondes sterf. Dis Moses en dis Abraham. Volgende week, die Here wil praat ons met u oor Dawid en Jesaja. Daar kan ons nog eentjie byvoeg wat ons nou uitgelos is vir vanoggend, ek gaan klaar kry vir môre. Maar in elk geval. Kyk ons wat gebeur volgende Sondag. Maar die Here openbaar homself op baie besondere manier aan Dawid. Hy gaan vir dinge wys. En openbaar hom op 'n baie besondere manier aan Jesaja. 'n Besondere uitwerking. So dis iets om uit te sien. En voor te bid ook vir volgende Sondag as dit. Amen. Ons bid saam. Here, ons aanbid U in hierdie oomblik, groot en gedigte God. Ons aanbid U Vader in U volmaakte liefde. Ons aanbid U in wie U Jouself aan ons openbaar het, groot, nie net van liefde nie, maar ook van goedertierenheid en trou, almagtig en verhewe, genadig en barmhartig, lankmoedig, ook regverdig. Dankie, Here, dat ons U kan leer ken. Elke dag meer, beter kan leer ken. En dat elke stukkie kennis wat ons opdoen, ons tog na 'n plek toe sal vat waar ons laer voor U sal lewe en nie hoër nie. Want die kennis alleen maak mens opgeblaas, maar die liefde en die waardering, die aanbidding teenoor U, Here, dit maak 'n mens laag voor U bly. Here, ek bid dat U ons daar sal vind, ons daar sal hou, om U naam te ontwil. Amen.